In die boek van Efesiërs gaan ons vanoggend na iets kyk. Ek wil hê dat jy, as daar nou 'n diens is wat jy moet luister, is dit vanoggend sin. Nie dat ek sê jy moet nie die ander weke geluister het nie, maar ek wil hê jy moet baie ernstig vanoggend luister. Dis 'n gedeelte wat jy al 100 keer in jou lewe gehoor het en 'n gedeelte wat jy soveel mense al wat dit in die oggende sê by hulle huise en so voort. Maar vanoggend toe ek wakker word en die Here hierdie vir my oopmaak, toe besef ek dis baie meer as wat ons dink. En ons gaan vanoggend definitief kyk na die wapenrusting van God. Maar op 'n manier wat ek excited is, ek kan nie wag nie. En dis daai van ek weet wat kom, maar ek kan nog nie ek moet nou relax. So ek wil hê jy moet vir my oopmaak in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Ons gaan sommer dadelik begin. Daar's heelwat wat ons na wil kyk. En ek gaan jou sommer in die eerste vers vir jou sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. So die woord van God begin vanoggend en in die gedeelte in Efesiërs, en as jy wil weet of hierdie woord vir jou is dat alles wat hierna is, gaan jou kragtig maak in God. In die krag wat van God afkom en nie die mens nie, die krag kom uit die gehoorsaamheid uit. So, as jy ondervind in jou lewe waar jy nou is, en ek ondervind het in my lewe dat daar 'n groot geestelike aanslag is op hierdie stadium, veral op ons familie, en ook op hierdie gemeente vir die mense wat dit nie weet nie, daar's 'n aanslag. Maar die realiteit is dat God het ons die wapens gegee hoe om hierdie aanslag te wat se naam en die ding is die kerkwêreld daar buite wil al hierdie supernatural dinge gaan soek hoe om die vyand te beklei terwyl God vir ons woord gee. En woord wat jy in gehoorsaamheid moet toepas om die vyand te gaan beklei, wat eintlik op die ou einde alles supernatural is. Maar daar's vir my hartseer dat daar's 'n kerk wat nou oral oppop wat supernatural is, maar nie word-based is nie. So jy kan nie 'n supernatural church wees without jy's nie word-based nie. Want alles moet op die woord gebaseer wees. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor alles gaan. So ons gaan vanoggend kyk na die wapenrusting, maar ek wil vir jou sê eintlik, so as jy nou kerk toe gery het vanoggend, is dit die beste manier om te begin. Eintlik my broeders, en ek gaan maar sê susters ook, okay? Word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ek gaan nie baie tyd op daai verse spandeer nie, maar ek wil net vir jou sê is dat die gedeelte wat ons vandag gaan lees, as jy gaan kyk na alles wat ons deur gaan en jy gaan sê, pastoor, ek ken hierdie. Wag. Byt vas. Okay. Maar daar gaan aanslae van die vyand wees, dis wat God se woord vir ons sê. En ek love mense wat vir my sê, ek glo nie hierin nie. Dit stop nie die aanslag van die vyand nie. So mense wat vir my sê, ek glo nie dat daar sulke goed is nie, dis fyn, maar die vyand gaan jou nog steeds aanval. Maar kan ek vandag vir jou een ding sê? Daar is kinders van God wat vandag moet verstaan dat die waarheid kos 'n prys. Die waarheid kos altyd 'n prys. Jy sal altyd 'n prys betaal wanneer jy vir die waarheid staan en die waarheid toepas in jou lewe. En daai waarheid gaan baie keer wees dat jou vriendekring gaan kleiner word, die mense wat deel is van jou lewe gaan minder word, maar wanneer jy staan vir waarheid, moet jy weet dit gaan 'n prys betaal. En om hierdie toe te pas in jou lewe vanoggend, gaan ook 'n prys, jy gaan nie ook 'n prys betaal. So ek wil net weet, is jy bereid om 'n prys te betaal? Dis die vraag vanoggend. Wie hierso wat vanoggend hier sit, kom ons kyk eers of jy by die regte diens is, ondervind tans 'n geestelike aanslag op jou lewe soos nog nooit tevore nie. Wie ondervind dit op verskillende areas, jou finansies, jou verhouding met God, jou kinders, jou huislike lewe waar daar so baie dinge verkeerd gaan dat jy naderhand op Facebook lyk alles fyn, maar alles is nie fyn nie. As ek na jou kyk vanoggend is meestal van julle mooi aangetrek, nee, ja, meestal, maar baie van julle, maar van buite af lyk alles mooi, maar binne is daar 'n geveg wat jy besig is om te verloor en die Here het geweet jy gaan by hierdie diens aankom want God wil jou hy wil jou die wapens gee om staande te bly, maar jy gaan vanoggend op 'n plek moet kom waar jy besef en ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan. Hierdie vers ons like om hierdie vers te kwoteer, maar ons verstaan nie die vers nie, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Wanneer jy dit gaan besef, gaan God jou lewe verander.
Jou worstelstryd is nie, jy kan doen wat jy wil, jou probleem is nie die vlees nie, so jy kan nie met die vlees hierdie situasie uitsorteer nie. Jou aanslag by die werk, jou aanslag by die skool, jou aanslag by die kerk, jou wat ook al jou aanslag is nie 'n fisiese aanslag nie. Dit bly geestelik, en ek jou sê hoekom? Want jy het 'n kant gekies. Dis wat gebeur in Christendom. Die dag wat jy besluit jy dien die Here, kies jy 'n kant. Wat dink jy gaan Openbaring oor? Was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou dat jy lou is? Jy kies 'n kant. Ek kies 'n kant, en wanneer jy 'n kant kies, dan wil die ander kant hou nie van jou nie. Dis hoe dit werk. Jy kies 'n kant en dan rol jy met die ander kant. Dis hoe die lewe werk. En die ander kant worry nie of jy sit en niks doen nie. Die ander kant gaan bly aanval. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So daar is hierdie aanslag wat ek wil hê jy moet bewus word. Martin, daar waar jy sit vandag, Sean, daar waar jy sit vandag, moet jy besef dat daar's hierdie aanslag op jou lewe, en die vyand wil heeltyd, hy wil verniel, hy wil jou onderkry, en jy moet vandag in hierdie kerk nou 'n besluit maak voordat ek begin, is dat ek wil dit nie meer hê nie. Jy sien, jy kan nie sê ek wil nie hê met jou mee aanval nie, want dit kan ek nie keer nie. God in sy woord sê dit gaan gebeur, maar ek wil staande bly teen dit wat hy my kant toe gooi. Ek gaan vir jou sê wat beteken dit om staande te bly? Beteken jou huwelik bly staande. Dit beteken jou finansies bly staande. Dit beteken dat jy bly staande om eendag hemel toe te gaan. En jy kan vir my vanoggend sê wat jy wil. Dit gaan alles hierdie gaan oor hemel toe gaan. Maar ons moet nog steeds in hierdie daaglikse lewe. En die vyand weet dit en hy wil ons onderkry. En ek en jy gaan nou na die wapenrusting kyk. Seker is ons nog nooit tevore in jou lewe nie, dalk het jy al, maar ons gaan na dit kyk en God gaan dit vir ons oopmaak, want ons sekere dinge wat ons gaan moet doen. En my vraag is net aan die begin van hierdie diens, ek is so excited oor hierdie woord, is jy gereed? Is jy gereed? Ek gaan gou vinnig iets vir jou sê. Ek dink is baie mooi. Die Heilige Gees het sommer dadelik vir my hierdie verse gegee nog voor die Here vir my Efesiërs 6 gegee. Dis baie mooi. Ek wil julle my mooi nou verstaan. So niemand moet nou voel ek val hulle aan nie. Dis baie mooi as julle in die oggend vir jou kinders leer, kom ons almal trek gou die wapenrusting aan. Ek wil gou vir jou vers lees. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. Spreuke 14 vers 23. Dis die eerste vers wat God vir my gegee het. So die eerste vers is nie noodwendig die teksvers wat God vir my gee nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, om net vir mense te leer om die wapenrusting aan te trek, is not gonna change anything. Jy gaan die wapenrusting moet lewe. Jy gaan dit letterlik moet lewe. Jy gaan letterlik dit moet toepas in jou lewe op 'n daaglikse basis. En ek gaan nou al vir jou sê, ek wens ek kan vir jou sê ek kry alles wat hier genoem word onder die knie, maar daar's een van hulle wat ek nog mee sukkel. En ek in hierdie week eintlik agtergekom het en ek sal eerlik met dit wees. Okay. Ek is nie so perfek soos julle nie. Okay. Ek werk, ek weet, maar ek gaan nie toelaat dat dit my onderkry nie. Ek gaan vir julle sê hoekom, want die Bybel sê trek die volle wapenrusting aan. So ek wil hê jy moet vanoggend weet, moenie happy wees met 80% van die wapenrusting. Moenie happy wees met ewen 90% van die wapenrusting nie. As jy wil staande bly, Pedri, dan kyk jy vir my wanneer ek preek. Ek speel, okay. Dan luister jy gou. Jy ken al die ligte hier, alles, Pedri. Jy ken alles. Okay. So vanoggend, en julle gaan vanoggend my sê, pastoor, wat gaan aan met jou? Ek wil nie hê die kinders van God moet val langs die pad nie. So ek wil hê jy moet, ek vra jou mooi, moenie al die pad hiernatoe ry en nie luister nie. En nou hier's die groot ding. Gaan huis toe en gaan pas dit toe. Jy kom elke week kerk toe en kry jy woord. As jy die woord gaan toepas en God jou lewe verander, maar as jy net kerk toe kom en net huis toe ry, you will stop coming to church. Jy sal sê, is iets fout met hierdie kerk, gaan soek vir jou ander kerk, en by die ander kerk gaan presies dieselfde gebeur. Die verskil kom wanneer jy besluit, ek gaan hierdie goed begin toepas. En ek gaan vir jou sê, ek gaan dit weer vir jou sê, die waarheid kos 'n prys. Ek wil gou hierdie met jou deel, né? God praat vanoggend met Christene wat meer soek. En ek glo my wat ek vanoggend vir jou sê, daar's altyd meer. Ek soek meer.
Ek soek meer, ek soek 'n dieper verhouding met God, ek soek 'n beter verhouding met God, ek soek 'n beter gebedslewe. Ek weet nie van julle nie, maar ek soek 'n beter gebedslewe. Ek soek 'n next level gebedslewe. Ek soek dit. Maar om dit te kan doen, gaan ek hierdie wapens moet toepas. So vers 13 kom dan en sê daarom neem die volle wapenrusting van God op. So wie gee vir jou die wapenrusting? Wie gee dit vir jou? God doen. Okay? Sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat dit alles volbring het staande kan bly. So die Here sê vir jou, my kind, luister gou. Dis asof die Here vir jou sê fokus Shani, daar gaan aanslag wees, okay? Daar gaan fisiese aanslag wees wat in die gees aangeval word, maar in die vlees manifesteer en dan gaan die vyand definitief jou gedagtes aanval. En ons gaan daarby uitkom. En as jy jou gedagtes aangeval het, het jy die geveg klaar verloor. As jy nie staande kan bly teen die werke van die vyand nie. So dit gaan vanoggend se boodskap is om staande te bly. En ek wil vir julle eerlikwaar sê is dat in hierdie week was daar tye wat 'n ou gesukkel het om staande te bly. Ek is net eerlik. Wat jy net dink, ja, okay. Het jy al baie keer gevoel dat baie goed tref op dieselfde tyd? Maar verskillende goed, nie net een area nie. Verskillende areas. Dan dink jy, okay, en dis die mense met wie God vanoggend praat. Ek wil hê jy moet vanoggend weet met wie praat God vanoggend. Die mense wat gevoel het in hierdie afgelope ruk, maar wat moet nou nog gebeur? Wat gaan nou nog gebeur? Wat se aanslag gaan daar nou nog wees? Want of dinge breek, of hierdie een is kwaad, of hierdie probleem kop, of die bus ry 'n muur af, of wat gebeur? Hierdie dinge gebeur, en dan my vrou sê vir my, wat nou? Toe sê ek vir haar, hey, wow. Dis omdat ons doen wat ons doen. Dis omdat ons staan vir wat ons staan. Dis omdat ons weet wie in ons regeer en wie in ons leef, dat die vyand ons kom aanval. Ek wil vir jou een ding sê, ek's bly jy klap hande, maar weer eens, hande klap is not gonna change anything. Julle hoor dat ek vanoggend sê, ek wil jy moet hierdie gaan toepas. En dan was van julle wat sê, nou, vertel ons nou. Okay? Ek wil net hê jy moet seker wees met wie praat God vanoggend. So ons gaan kyk, okay. Dit begin met die volgende woorde. As jy nou reg is om hierdie te doen, dan staan vas. Jy maak 'n stand vanoggend. En jy sê van vanoggend af staan ek vas. Like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved. Dis die eerste ding van die wapenrusting is dat hulle leer vir jou om te staan. As jy beklei, dan leer hulle vir jou om te staan. Hulle leer vir jou hoe jy staan. As ons by die rugby altyd die jong ouetjies geleer om te paas, jy leer vir hom met watter voet gaan jy as jy watter kant toe paas. Jy moet reg staan. So jy moet weet wat van jou verwag word. So jy moet vanoggend in hierdie kerk sê, ek staan vas, en dan kom ons by